Welkom by skrifporsie nommer 40. Balak. Dit is Tehila Studiesentrum wat jy welkom heet. Hierdie aanbieding is opgestel deur Olyftak Bedieninge, Suid-Afrika. Onthou om vir ons 'n duimpie te gooi, of om subscribe knoppie te druk, of dit te deel, sodat meer mense hierdie skrifporsie kan hoor. Hierdie skrifporsie gaan oor Balak. Hy was 'n nare en bose Moabitiese koning. En kom ons kyk 'n bietjie na daardie geskiedenis. Die leesgedeeltes vir hierdie week uit die eerste 5 boeke, die Torah, is Numeri 22 tot 25. Uit die Haftarah, dit beteken die profete en geskrifte, lees ons uit Micha 5 en 6. Uit die Goeie Nuus, die Brit Chadashah in Hebreëus, lees ons uit 1 Korintiërs 1. Kom ons begin net eers by die troon van Abba Vader. Baie dankie, Hemelse Vader, dat ons saam kan stil word om u woord, deur middel van tegnologie. Leer en lei ons in u waarheid, in die naam van die Seun, ons Messias. Amen. Kom ons begin net eers by die troon van Abba Vader. Om dit vir ons makliker te maak. Baie dankie, Hemelse Vader, dat ons saam kan stil word om u woord, deur middel van tegnologie. Sien ons Leer en lei ons in u waarheid, van die Moabite, in die naam van die Seun, ons Messias. en al die Moabite wat bang is vir Israel, nadat hulle die Edomite verslaan het. Dan sien ons Biljam die waarsêer. Hy kom in die prentjie, en dan sien ons die engel en die donkie. En die laaste gedeelte is die messiaanse profesie, wat deur Biljam uitgespreek is, onder die inspirasie van Abba Vader. Dan word hy nou 'n ware profeet. En dan kyk ons ook na Micha se profesie, en hoe dit in die Goeie Nuus waar geword het. Kom ons lees uit Numeri 22, vanaf vers 1. Die seuns van Israel het weggetrek en kamp opgeslaan in die vlaktes van Moab. Moab, soos ons dit ken, oorkant die Jordaan, dis die Jordaanrivier, reg oor Jerigo. Nou, Balak, die seun van Zippor, het alles gesien wat Israel aan die Amorite gedoen het. Moab was uitermate bang vir die volk, want hulle was baie, en Moab was in angs vanweë die teenwoordigheid van die seuns van Israel. Moab sê vir die oudstes van Midian: Nou sal hierdie menigte alles oplek rondom ons, soos 'n bees die gras van die veld oplek. Balak, die seun van Zippor, was die tyd koning van Moab. Hy het boodskappers gestuur na Biljam, die seun van Beor, in Petor, wat naby die rivier, Eufraatrivier, is in die land van die seuns van sy volk, om hom te roep en te sê: Let op, daar het 'n volk uit Mitzraim gekom. Let op, hulle het die oppervlakte van die land toegedek, en leef oorkant my. Asseblief, kom daarom, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is te magtig vir my. Miskien sal ek oorwin en 'n slag slaan en hulle uit die land verdryf, want ek het opgelet dat die een wat jy seën, geseënd is, en die een wat jy vervloek, vervloek is. Dis nou Biljam. Biljam of Balaam, soos ons hom ken, was 'n sogenaamde waarsêer of profeet. In die gedeelte wat ons hierdie week bestudeer, word hy deur Balak geroep om die volk van Jahwe te vervloek.
Abba praat egter ernstig met Biljam. Vers 12. God sê vir Biljam, jy mag nie saam met hulle gaan nie, jy mag die volk nie vloek nie, want hulle is geseënd. Vers 13. Biljam staan die oggend op en sê vir die heersers van Balak, gaan terug na julle land, want Jahwe het geweier om my saam met julle te laat gaan. Die vorste van Moab het opgestaan, teruggegaan na Balak en by hom gekom en gesê, Biljam het geweier om saam met ons te kom. Vers 15. Balak stuur weer leiers, meer in getal en meer eerbaar as die ander 16. En hulle het by Biljam gekom en vir hom gesê, so sê Balak, die seun van Zippor, ek smeek jou, laat niks jou verhinder om na my toe te kom nie, want ek sal jou met groot eer vereer, en wat jy van my sê, sal ek doen. Daarom kom asseblief en vervloek hierdie volk vir my. Vers 18. Biljam antwoord en sê vir die diensknegte van Balak, al gee Balak vir my sy huis vol silwer en goud, ek kan niks doen nie, groot of klein, in teenstelling met die opdrag van Jahwe my God, nie. Nou, daarom bly julle asseblief ook vannag hier, sodat ek mag weet wat Jahwe verder my sal sê. God het in die nag na Biljam gekom en gesê, as die man staan gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan saam met hulle, maar net die woord wat ek vir jou sal sê, dit moet jy doen. Biljam het die oggend opgestaan, sy donkie opgesaal en saam met die leiers van Moab gegaan. Vers 22. God se woede het gebrand omdat hy gegaan het, en die engel van Jahwe het homself as teenstander in die pad geplaas. Hy het op sy donkie gery, dis nou Biljam, en sy 2 diensknegte was saam met hom. En die donkie het die engel van Jahwe in die pad sien staan, met sy swaard getrek in sy hand, en die donkie uit die pad uitgedraai, die veld in. Biljam het die donkie geslaan, en haar na die pad toe terug te draai. Vers 27. Toe die donkie die engel van Jahwe sien, gaan sy onder Biljam lê, en Biljam se woede het gebrand, en hy die donkie met sy staf geslaan. Jahwe het die bek van die donkie oopgemaak, en sy sê vir Biljam, wat het ek aan jou gedoen, dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Vers 31. Toe maak Jahwe Biljam se oë oop, en hy sien die engel van Jahwe in die pad, staan met sy uitgestrekte swaard in sy hand, en hy het neergebuig en op sy gesig op die grond geval. Die engel van Jahwe vra vir hom, hoekom het jy jou donkie 3 keer geslaan? Let op, ek het as 'n teenstander teen jou uitgekom, want jou pad loop onaanvaarbaar voor my uit. Die donkie het my gesien, en hierdie 3 keer voor my uitgedraai. As sy nie voor my uitgedraai het nie, sou ek jou nou doodgemaak het en haar laat lewe het. Biljam sê vir die engel van Jahwe, ek het gesondig, want ek het nie geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie. Daarom nou, as dit onaanvaarbaar in u oë, sal ek teruggaan. Die engel van Jahwe sê vir Biljam, gaan saam met die manne, maar net die woord wat ek jou sê, dit moet jy praat. Biljam het saam met die leier van Balak gegaan. Nou lees ons nummer 23, vers 4. God het Biljam ontmoet, en hy het vir hom gesê, ek het die 7 altare voorberei en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Jahwe het 'n woord in Biljam se mond gelê en gesê, gaan terug na Balak, so moet jy sê. Hy het na hom teruggegaan, en let op, hy het daar by sy brandoffer gestaan, dis nou Balak, hy en al die leiers van Moab. Hy het sy vertelling begin en gesê, Balak, die koning van Moab het my uit Aram, uit die berge van die ooste laat haal en gesê,
Kom, vervloek Jakob vir my en kom verwens Israel. Hoe sal ek vervloek wie God nie vloek nie? Hoe sal ek verwens vir wie Jahwe nie verwens nie? Want van die bokant van die rotse af sien ek hom van die heuwels af. Let ek op hom. Let op 'n volk wat afgesonderd woon en nie tussen die nasies gereken word nie. Balak neem Bileam toe na verskillende plekke op die hoogtes waar hulle uitkyk op die volk en van Jahwe. Bileam spreek seëninge en God se openbaringe uit. Langelaas sê hy die volgende. Numeri 24 vers 15. Bileam het sy vertelling voortgesit en gesê: Die godsopenbarings van Bileam die seun van Beor en die godsopenbaring van die man wie se oog oopgemaak is. Die godsopenbaring van hom wat die boodskappe van die magtige God hoor, wat die kennis van die Allerhoogste ken en die visioen van die Almagtige sien en wat neerval maar tog met sy oë onbedek. Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'n Ster sal kom uit Jakob. 'n Scepter sal opstaan uit Israel, dit die voorkop van Moab breek en al die seun van Set afbreek. Jy kan Johannes 5 vers 46 en 47 gaan vergelyk. Vers 19. Vanuit Jakob sal een wees wat heerskappy het oor die wat oorbly uit die stad en die wat oorbly uit die stad vernietig. Die woord sê, die gees van Elohim het oor hom, dis nou Bileam gekom. Nou weet ons dat Bileam 'n profesie uitgespreek het oor ons Messias Yeshua wat later sou kom. Uit die profete en geskrifte gaan ons lees uit Micha 5 en 6. Micha 5 vers 1 en party vertalings sê hulle dis vers 2. Wat jou egter betref, Bethlehem Efrata, dis nou Bethlehem Efrata, klein onder die families van Juda, vanuit jou sal daar vir my een uitgaan, om heerser in Israel te wees. Hy het reeds lank terug uitgegaan, vanaf die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle opgee, tot op die tyd wanneer sy wat in kraam is geboorte gee aan 'n kind. Dan sal sy oorblywende broers terugkeer na die seuns van Israel. Hy sal opstaan en herder wees in die sterkte van Jahwe, in die majesteit van die karakter en autoriteit van Jahwe, sy God, en hulle sal bly, want in daardie tyd sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. Hierdie een sal ons vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid wees, ons shalom. Wanneer Ashur ons land inneem, wanneer hy op ons kastele trap, dan sal ons 7 herders en 8 leiers van manne teen hom oplig. Hulle sal herder wees oor die land, Ashur met die swaard, die land van Nimrod by sy ingange, en hy sal ons van Ashur bevry, wanneer hy ons land aanval en ons grondgebied vertrap. Dan sal die wat in Jakob oorbly, onder baie volke wees, soos dou vanaf Jahwe, soos reënbuie op plante, wat nie vir die mens wag of vertoef vir die seuns van die mens nie. Die wat oorbly van Jakob sal tussen die nasies onder baie volke wees, soos 'n leeu onder die diere van die woud, soos 'n jong leeu onder die troppe kleinvee, wat as hy verbytrek, vertrap en verskeur, en daar is niemand wat red nie. Micha roep in herinnering hoe Balak die volk wou vloek, en hoe Jahwe Bileam opdrag gegee het om hulle te seën. Hy spreek ook 'n duidelike profesie uit oor die Messias Yeshua, wat in Bethlehem gebore sal word.
Ook het hy profeteer oor Israel, wat onder die nasies versprei sal wees. Micha 6 vers 7. Skep Jahwe behaag in duisende ramme en 10.000 strome van olie. Sal ek my eersgeborene gee vir my rebelse dade, die vrug van my liggaam vir die sonde van my lewe. O mens, hy het aan jou verklaar wat goed is, en wat vra Jahwe anders van jou, as om regverdig te oordeel, goedheid lief te hê en nederig saam met jou God te loop. Die stem van Jahwe sal tot op die stad roep, en dit is suiwer wysheid, om u naam, karakter en autoriteit respekvol te vrees. Hoor en gee ag, o stam, hy wat teen jou getuig. Vader praat baie hard met ons, oor wat hy regtig van ons verwag. Uit die goeie nuus lees ons in 1 Korintiërs 1, vers 18. Want die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat besig is om vernietig te word, maar vir ons wat lewe is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyses vernietig, en die opinies van die slimmes wegvat. Waar is die wyse? Waar is die leraar van die wet? Waar is die debatteerder van die wêreld? Let op, het God nie die wysheid van hierdie wêreld as dwaas bewys nie? Aangesien God deur sy wysheid bepaal het, dat die wêreld God nie sal ken deur sy eie wysheid nie, het God dit goed gedink, om deur die dwaasheid van die verkondiging aan die wat vertrou lewe te gee, die wat glo. Omdat die Jode 'n teken vra, en die Arameërs wysheid soek, verkondig ons die gesalfde een wat gekruisig is. 'n verleentheid vir die Jode en dwaasheid vir die Arameërs, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Arameërs, is hy die gesalfde een, die krag en die wysheid van God. Vanuit hom is julle in eenheid met die gesalfde een, Christus Yeshua, wat vir ons die wysheid van God, die onpartydige opregtheid, die genade, die afsondering en verlossing geword het, sodat net soos geskrywe is, die wat roem, moet in Jahwe roem. Geliefdes, dit is baie belangrik dat ons as die bruid van die Messias moet kyk wat is die boodskap wat Abba vandag vir ons gee. Ek het 'n paar dinge neergeskryf en jy kan die res vir jouself bidend by ons Vader hoor. Eerstens is gehoorsaamheid. Ons het nie donkies wat met ons sal praat nie, maar mens weet nooit hoe Abba ons sal dissiplineer as ons nie gehoorsaam is, soos ons die vorige weke gesien het nie. Dan moet ons luister na die profeseë. Ons moet ook die woord ken en gereed wees, sodat ons lampies vol olie kan wees, en ons lampies kan nie vol olie wees, indien ons nie die woord ken nie. Ons koning kom binnekort op die wolke, Yeshua, ons Messias. Shalom, geliefdes. Het u neergeskryf dit wat Abba vandag vir u geleer het, geliefdes? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, maak my asseblief bruikbaar, soos Biljam se donkie. Maak my gehoorsaam, dat ek die stem duidelik kan hoor, en u opdragte dadelik kan uitvoer. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser en Messias. Amen.
stel graag ons webwerf aan die bekend, geliefdes, waar Messias ons koning is. Gaan loer asseblief na die aflaaibare dokumente wat beskikbaar is, en kontak ons gerus as u meer van ons bediening wil weet. Like, share en subscribe asseblief, sodat ons die goeie nuus kan versprei. Ons is 'n donasiegebaseerde bediening, suiwer donasie gebaseer. U kan ons bereik ook deur tehila-studiesentrum@gmail.com, en op die volgende bladsy kan u ons bibliografie sien wat ons gebruik het. Shalom dan, tot volgende week.